Ons gesels vanoggend 'n bietjie oor inleef. Ons leef saam met God en dan met die subtitel, ons is gereeld saam by God. Nou kom ek begin so. Geloof, die Christelike geloof word in gemeenskap geleef. Die Engels het 'n mooi woord community wat eintlik makliker is om te verstaan, maar kom ons noem dit vir ons doeleindes, geloof word in saam wees geleef. As ons na die Ou Testament kyk, dan word gepraat van die verbondsvolk van God. As ons na die Nuwe Testament kyk, word verskillende beelde gebruik om die kerk te beskryf. Die woord liggaam wat beteken by mekaar, familie wat beteken by mekaar, en dan ook 'n verwysing na die kerk as 'n gemeenskap. Toe Jesus begin, maak hy 'n groep mense by mekaar, 12 disippels. As ons Handelinge 2 lees, na die uitstorting van die Heilige Gees en 'n groot klomp mense kom tot bekering, dan staan daar in die Bybel, hulle het gereeld by mekaar gekom en hulle het saam gebid, saam Bybel gelees en dit wat hulle gehad het, het hulle met mekaar gedeel. So dis wesenlik deel van die Christelike geloof. As jy na die kerkgeskiedenis kyk, die 1ste tot die 17de eeu, dan is die dinge wat ons daaroor kan sê, is dat Christene is hier in die 1ste eeu, 2de eeu, hulle is uitgeken aan hulle byeenkomste. Wie is die Christene? Dis daai mense wat daar by mekaar kom. Geloof is saam beoefen, byeenkomste, die fokus in byeenkomste was geestelike vorming, en daar was 'n intense ervaring van ons behoort, ons is deel van. En toe kom die 18de eeu, wat beskryf word as die moderne era, of die modernisme, dis toe wetenskap begin ontwikkel, en toe tegnologie begin ontwikkel. En in die moderne era is individualisme op die tafel. Met ander woorde, dis wat vir my belangrik is, dit is wat vir my goed is, ek het nie regtig ander mense nodig nie, en 'n strewe na onafhanklikheid van ander mense. En dis ook 'n era van persoonlike vryheid, ek kan kies wat ek wil, ek kan maak wat ek wil. En dit het 'n impak gehad op die kerk. Want sedert daai tyd word geloof dikwels geleef as iets wat privaat is. Julle het dit seker baie gehoor, my geloof is my saak. Wat tussen my en die Here gebeur is my saak, dit het absoluut niks met enige iemand anders te doen nie. En dat mense sê ek is 'n Christen, maar ek het die kerk nie nodig nie. Dis die taal wat uit daai era uitkom. En saam met dit het 'n era geword waar dit gegaan het oor verbruikers. Mense wat geloof, wat die kerk gebruik. So dit gaan oor voorkeur. Dit gaan die vraag wat mense vra is, kom ek maak dit konkreet, is dat mense in die kerk sit en sê, wat kry ek? En as iemand dan nie kry wat hy soek nie, dan gaan hy na die volgende plek, totdat hy hopelik kry wat hy soek. Of dat iemand sal sê, dit pas my nie. Die manier waarop dit gedoen word, pas my nie. Die tyd waarop ons by mekaar kom, dit pas my nie. So die fokus is nie op die gemeenskap van gelowiges nie, maar die fokus is op die individu. Die gevolg daarvan is dat verhoudings vervlak het. Want as ek as 'n individualis leef, beteken dit daar's geen uitreikie, daar's geen eerlikheid nie, daar's geen openheid nie, so verhoudings vervlak totaal en al. Nou ons teks, Bruce. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot hoëpriester oor die huis van God het. Net opsom, hierdie vers sê, toe Jesus sterf aan die kruis, het hy vir ons die deur na God oopgemaak. So dis 'n nuwe pad. Jesus is 'n nuwe pad na God. En dan sê hy nou die volgende. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Kom julle agter die woord ons. Nie ek nie, nie jy nie, ons. Want ons is 'n gemeenskap. Laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien nader kom.
So 3 keer in hierdie gedeelte staan daar laat. Laat ons. Eerste, laat ons tot God nader. Met ander woorde, laat ons God aanbid. Dan, laat ons styf vashou aan dit wat ons glo. So, laat ons volhard in geloof, laat ons die Here bly vertrou. En dan kom die woordjie mekaar. Laat ons, letterlik in die Grieks, bietjie anders in die nuwe vertaling, maar daar staan laat ons na mekaar omsien en mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Laat ons mekaar aanmoedig om die samekomste van die gemeente by te woon. So in kort die logika, om dit te kan doen, om tot God te nader, om styf vas te hou aan die hoop, om te volhard in geloof, het ons mekaar nodig. Het ons mekaar se ondersteuning nodig. En dan is dit belangrik om in hierdie gedeelte raak te sien, daar's 'n dringendheid, des te meer, né? Doen hierdie goed 1 en 2, doen 3, doen dit vir mekaar, des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. So, wat is die konteks? So die verse, as jy aanlees, dan lees jy, dat, amper net die volgende vers, dat hulle gewaarsku geword teen die gevaar om weg te dryf van die Here. Dat hulle gewaarsku word deur die gevaar om op te gee met hulle geloof en dat dit ernstig is. Dis waar die vers staan, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. So hy sê vir hulle, hierdie goed moet julle doen. Hierdie goed moet julle doen, want hierdie gevaar bestaan. Nou as ons na die konteks kyk, hierdie Christene vir wie Hebreërs geskryf het, was onder geweldige druk. In die eerste plek is hulle vervolg, en op baie verskillende maniere, en hulle het al swaar gekry, omdat hulle in die Here Jesus glo. Tweede plek, daar was druk op hulle, want hulle was Jode wat Christene geword het. So daar was geweldige druk op hulle, om die Here Jesus af te sweer, en om weer terug te gaan na die Joodse geloof. Want in hulle konteks was dit baie veiliger om 'n Jood te wees, niemand het aan jou gekarring nie, in hulle wêreld was dit baie meer aanvaarbaar om 'n Jood te wees. So druk op hulle om te sê, gaan terug, los Jesus, gaan terug. En dan het hulle so geleef tussen 'n Jood aan die een kant en 'n Romein aan die ander kant, die Romeine. So vir die Jode het hulle verwerp, soos in uitgeskuif. En die Romeine was agterdogtig, want hulle het die keiser wat hulle noem Kurios Here, en hulle aanbid die Here Jesus. So hulle leef in hierdie spanning tussen Jood en Romein leef hulle. En hulle is besig om geestelik moeg te raak as gevolg daarvan. Julle weet as jy heeltyd moet fight vir iets, né? Ergens raak 'n mens moeg. En hulle is besig om geestelik moeg te raak. En begin dink aan, moet ek maar net opgee nie? Moet ek maar net laat gaan nie? En hulle het reeds baie verloor. Hulle het 'n diep prys betaal vir hulle geloof. Hulle het eiendom verloor. Hulle het werk verloor. Hulle goed is gevat. Hulle het verhoudings verloor. Want as hulle vanuit die Joodse gemeenskap oorgaan na die Christelike geloof, het hulle familie, hulle het hulle mense verloor. Dan lees ek graag hierdie, if you neglect gathering, dis nou die opsomming, if you neglect gathering, you cut yourself off from the very means God uses to keep you faithful. So the urgency is not about attendance, it is about preservation of the soul. Hierdie gedeelte sê om myself geestelik te isoleer is 'n risiko. En vir ons klink dit dalk nie so erg nie, maar dit is die waarheid. In my jare wat ek doen, het ek agtergekom dat iemand raak weg uit die kerk. Sien hom nie meer nie, hoor niks. Gewaarborg, dis iemand wat begin worstel met iets. Dis iemand wat sukkel, dis iemand wat begin vra oor die Here en wat vra oor geloof. En die risiko is dat dit iemand is wat dalk nie gaan teruggaan nie, maar wat net verder en verder van die Here gaan wegraak. Kom ek maak dit maklik. Geloof is onder druk. Gevaar, ontrou in die Here.
God se plan is mekaar. Dis hoekom ek nou gesê het, ons moet eintlik vir mekaar sê, ek het jou nodig. God se plan is mekaar. So daar is nie 'n plan B nie, né? Nie plan B nie, dis God se plan. En mekaar is waar ons mekaar aanspoor en mekaar is waar ons saam met mekaar aanbid. Dis 'n foto van 'n ondergrondse kerk in China. Nou julle kan sien, daar sit, dis nie 'n groot, in die aard van die saak sal dit nie 'n groot groep mense bymekaar wees nie. Dis baie eenvoudig. Jy kan sien, dis ergens somewhere, en die gesigte is uitgeblok, sodat niemand weet wie dit is nie. Dit is mense wat bymekaar kom en 'n geweldige kans vat. Want die kans is, dat een van die mense wat daar sit, gaan volgende week dalk nie daar wees nie, as gevolg van daai persoon se geloof. Dan die vraag, hoekom kom hulle dan nog steeds bymekaar? Hoekom vat hulle hierdie verskriklike kans om saam te kom en die Here te aanbid? Hoekom bly hulle maar net by die huis en dan bid die Here op hulle eie nie? Want dit is wat Christene doen, wat vervolg word. Daar's twee goed wat ek graag vir julle wil wys. Die eerste is, by daai mense is daar dringendheid om te aanbid. Want hulle sê vir hulle self, ek het dalk nie weer 'n kans om te aanbid nie. Môre word ek dalk gevange geneem, môre word ek dalk in die tronk gesit, môre word ek dalk doodgemaak. Dis dalk my laaste kans om saam met medegelowiges die Here te aanbid. Die tweede is dat hulle vir hulle self sê, maar ons moet dit doen, want ons het dit nodig. Daar is 'n dringendheid om te gaan. As daar nie vervolging is nie, dan is gemak op die tafel. As dit my pas, sal ek gaan. Hang af van my program, hang af van hoe die dinge wat my beplanning is, en dit hang af van of ek weet wat my smaak is en wat my voorkeur is. By hierdie mense moet ons dit leer. Daar is 'n dringendheid om te aanbid. Die tweede is hulle verhoudings. Hulle verhoudings met mekaar is baie diep. En kom ek noem hierdie. Dit is mense wat mekaar 100% moet kan vertrou. Dat niemand gaan op my split nie. Wat mekaar met hulle lewens vertrou. Dis mense wat hulle lewens met mekaar deel. Hulle lewens is vervleg met mekaar. Dit is mense waar daar 'n accountability is. Baie interessant in vervolgde kerke, sover ek dit kon lees. Voordat iemand deel word van die kerk, is daar 'n proses wat gevolg word. Iemand word nie sommer net gedoop, groot gedoop en word deel van die kerk nie. Daar word 'n proses gevolg rondom bekering en geloof en geloofsgroei. En hulle is geweldig afhanklik van mekaar. Hulle het mekaar nodig om te kan oorleef. Partykeer help hulle mekaar om te vlug. Partykeer waarsku hulle mekaar en sê, ek het gehoor, so dat julle nie by die huis is nie. Hulle steek mekaar weg. Hulle gee vir mekaar blyplek. Hulle gee vir mekaar kos. En dan hierdie ding, hulle bid intens vir mekaar. So die verhoudings is diep. En want die wat geïsoleer is, breek. Soos een seentjie wat nie kan bly staan as ek die tou trek. Sonder vervolging, in die tyd van individualisme word verhoudings 'n opsie. Wat beteken dat baie verhoudings in die kerk is op 'n afstand en baie mense is eintlik anoniem. Wat interessant wees, dat gebeur die dag dat ons vervolg word omdat ons glo. Hoe gaan ons dinge anders
begin doen. Wat gaan ons begin doen? En waarmee gaan ons ophou? En ek wil graag hiermee afsluit. Ons moet anders kyk na saam met mekaar aanbid. En vir mekaar sê dat ons is mekaar se lifeline in geloof. En in die gewone lewe van elke dag. So as ons weer kerk toe kom, moet ons dit dink oor hoekom ons hier is. Moet daar wees. Kan nie die kans laat verbygaan nie. Hulle het my nodig en ek het hulle nodig. Amen.